Goeiemôre aan almal. Johan, dankie vir die geleentheid. So voor ek begin, gister so 'n bietjie gesit en dink, mense, dis eintlik 'n so 'n bietjie van 'n bekommernis, maar eintlik meer van 'n gerusstelling dat 'n ou nie regtig nuwe goed kry rondom risikobestuur in die graanbedryf om met die ouens daar buite te deel nie. So ek dink vandag dalk meer die vorm van 'n refresher om elke ou dalk net weer op datum te kry van dit wat meeste van ons reeds weet en wat ons kan uitvat bedryfspunte toe om dan met ons mense te gaan deel. So my gedeelte dan risikobestuur in die graanbedryf spesifiek met betrekking tot graaninname, die berging en hantering van graan en dan het ek so ietsie op die hart rondom personeel. Goed, so as ons dan begin by by die inname van graan, ons eerste punt van lewering monsterneming. Monsternemers, en dan wil ek iets sê oor handrolsewe, so rondom monsterneming, mense, dit is redelike vervelige werk, ons weet dit is dieselfde ouens wat dit moet doen vir 'n maand of 2, en die gedagte hierso is om dalk 'n aanbeveling te maak dat ons meer as een monsternemer by 'n bedryfspunt oplei. Laat ons hierdie ouens kan afwissel, die ouens na 'n week of wat se werk buite raak het in 20 soos ek noem, en dink ek is raadsaam om hierdie ouens dalk net te wissel, laat ons seker is die monsters wat in ons kantore uitkom verteenwoordig die vrag. En rondom die handrolsewe dalk net die volgende, ek weet nie hoeveel van ons regtig handrolsewe met inname gebruik nie, dalk meer so tydens uitlaai, maar wat ons opgemerk het is dat monsternemers kom by die rolsif aan en hy gooi sy 10 kg of 5 kg of wat ook al jy gebruik in die handrolsif in en hy probeer die sif aksie so vinnig as moontlik deur daai sif kry en dan mis ons die helfte van die gifsade dalk in daai besending of die vrag inkom of hy uitgaan. Is maar net iets wat ons aan ons kant waargeneem het, dat ons dalk ook net kyk daar waar handrolsiwe gebruik word, dat die ouens die regte tempo handhaaf wanneer hulle dit dan samples deur die handrolsief gooi. Dan weegbre, het ons almal weet, deurlopende skaaltoetse is van kardinale belang, mense, daar kan vir ons wesenlike finansiële skade wees as ons weegbre nie reg is nie, daar waar 2 weegbre is, as jy net 1 weegbre het, ek dink elkeen van ons het sy manier om weegbre te toets, ook net 'n versoek of net weer 'n reminder dat ons dalk so nou en dan of op 'n meer gereelde basis ook van swaarder gewigte moet gebruik maak om ons skale te toets. By baie bedryfspunte haak ons dalk vas by die gebruik van weeg in die oggend die bakkie op al 2 skale en daar's nie 'n afwyking nie, maar die oomblik as ons dan nou swaarder gewigte begin weeg, dan sien ons alraai hier's afwykings op ons weegbre, veral waar multidex is. So onthou dat ons dan ook swaarder gewigte op ons skaaltoetse gebruik. Daaglikse kontroletoetse, dink ek is iets wat almal reeds 'n praktyk in plek het om hierdie goed elke dag te toets. Maar ook baie belangrik dat ons seker maak ons voor die seisoen en dan gedurende uitlaai ook, laat ons graderingstoerusting vroegtydig geuit word en laat ons kontrolemonstertjies elke oggend toets, seker te maak ons graderingstoerusting voldoen ook aan die standaard en toets reg. So dan volgende punt dink ek is dan by ons aflaaihoppers, en die gedagte daar was dat ons dalk kontrolebordbedieners voorsien. Ek dink handradio's is nie die duurste item wat daar is nie, dat ons hierdie ouens dalk voorsien van dit. Baie van ons mimiekborde is nie meer daar waar al die liggies heeltemal lekker werk nie, van die goed is nie so redelik beskikbaar nie. So die bordbediener kan nie altyd sien dat die karretjie bo op die regte plek staan nie. Ek dink die kommunikasie dalk baie belangrik tussen die graderingskantoor, kontrolebordbediener, dalk die hoppers en ook die persoon wat bo die karretjie skuif, dat ons seker maak op hierdie manier ons die kommunikasiekanale kan oophou en laat ons graanvermenging dalk kan verhoed daardeur. Dan PPE, dink ek is ook 'n ding wat ons regtig aandag aan moet gee, of dit by aflaai, beroking, byskraap, maak nie saak waar so op jou bedryfspunt die mense besig is nie, maar laat ons die ouens van die nodige PPE voorsien. Volgende punt, klepkaste, ek dink dit is 'n meganiese ding, maar dit kan ook vir ons dan 'n vermenging van graan risiko inhou.
So reeds nou voor die seisoen begin mense laat ons tyd maak om klepkaste deur te gaan, na te gaan. Dit gebeur soms dat 'n ou buise begin trek na die seisoen en jy sien hier's bietjie sonneblom in die wit. En ek dink in meeste gevalle is dit 'n geval van klepkaste wat na mekaar toe lek en wat die ouens nie dalk noodwendig dadelik raak sien nie. Bakkieshuisers, deurtrap, bandlaste is goed wat ons reeds hanteer het in vorige gesprekke. Maar dat ons ook nou voor die seisoen hierdie hou vir ons 'n risiko vir onnodige staantyd in wat seker uit die aard van die saak reputasieskade kan inhou as produsente staan en wag vir 'n dag vir bakkieshuisers wat val as gevolg van bandlaste en goed wat nie vroegtydig deurgegaan is nie, sodat ons ook reeds voor die seisoen aandag aan hierdie gee. Dan ek dink syferwater is sommer iets wat ek aan gedink het. Ek het by my 'n klompie silo's wat baie syferwater het. Ek dink dit is oral die probleem nie, maar daar waar ons wel 'n klomp syferwater het, laat ons seker maak dat ons bystandpomp het of 'n backup pomp het of 'n tweede pomp in dieselfde gat wat kan as daar 'n fout kom, dat daai tweede pomp kan inskop. Ek dink dis vir almal sleg om 'n produsent te laat weet jy wat, ek gaan 6 ure staan, ek is besig om pitte of inname-tonnels of goed leeg te pomp, so risiko vir onnodige staantyd. Vermenging van graan het ek hanteer. Veiligheidsgrids bo in die buise, mense, ja, dit gebeur van tyd tot tyd. Ook so daar waar ek gaan, dat ou sien dat van hierdie veiligheidsgrids bo in die buise nie in plek is nie. Dit is 'n wesenlike risiko. Ons weet dat mense al lewens verloor het as gevolg van hierdie goed wat nie in plek was nie en dalk net ook aansluit by dit. Daar moet dan seker ten minste 'n 2 of meer flatbars of platyster wees wat hierdie veiligheidsgrid in sy plek hou. Ek dink hy dien seker geen doel as daar net een flatbaartjie is wat hom vashou nie. So dalk raadsaam om deur jou silo te gaan en seker te maak dat hierdie veiligheidsgrids bo in die silo in plek is. Veral in seisoentyd waar daar baie beweging bo in die ganderye is, daai goed in plek is. Kragvoorsiening, ook maar 'n risiko vir staantyd. Dit is ook deur tyds hanteer, maar daar waar nodig of waar ons kragopwekkers kan neersit, ons weet nie wat Eskom met ons gaan maak in die wintertyd nie. Raadsaam om vroegtydig hierdie goed te diens en te kyk dat dit in plek is. Ek besef dat op alle plekke nie kragopwekkers kan wees nie, is 'n duur item, maar dit maak seker glad nie sin om 'n kragopwekker by 'n 5 of 10.000 ton bedryfspunt te laat staan en 'n 100.000 ton bedryfspunt sit sonder 'n kragopwekker nie. So risiko vir onnodige staantyd. As ons daarna kyk, buismangate ordentlik afseël is 'n probleem wat ek ook baie in die veld sien. Laat ons vroegtydig mense daar waar buise gespuit word en ons hierdie buisdeksels aan die buitekant terugsit, doodseker maak dat al die boute in plek is en dat hy ordentlik afgeseël is of jy Abboseal gebruik, wat ook al jy gebruik, laat ons seker maak dat hierdie buismangate ordentlik afgeseël word en dat al die boute in plek is. Ouens is geneig daar waarvan die skroefdraad nie meer reg is nie, dan skiep hulle sommer daai boutjie en ek dink nie dis die beste van praktyk nie, sodat ons seker maak ons buismangate is ordentlik afgeseël vir waterlekkasies. Dan waar moontlik is, dalk raadsaam om te sif tydens inname. Ek dink om veral in terme van vroeë lewerings, goed soos natter materiaal, daar waar ouens nat mielies ontvang, groenpele en sojabone. Ons weet eerste lewering van sonneblom is al altyd verrassings onder in die vragte. So daar waar ons kan dalk die vroeë inname klaar met inname groenpele en natter vreemde materiaal en goedjies uit ons graan uit te kry. Natter graan onder in vragte moes ek dalk bo gekoppel het by monsterneming, laat ons dalk te daaraan haak dat ons monsternemers ordentlike opleiding gee, dat hulle vir ons kyk ook, veral met eerste lewering, waar ouens dalk natter kolle uitstroop, ons weet dat daai goed op die einde van die dag by ons silo's uitkom, op een of ander manier. Laat ons ook net bedag wees, veral met eerste lewering, laat nat graan onder in vragte definitief 'n werklikheid is, en dat ons dit bestuur kry deur ordentlike opleiding by ons monsternemers. Dan verliesbeheer, maar nie beperk tot verliesbeheer. Mense, seisoentyd is 'n besige tyd vir almal.
Die ouens hardloop rond, dis oproepe, dis plaasbesoeke en ek dink belangrike administratiewe take soos byvoorbeeld verliesbeheer. Dis iets wat ons nie kan nalat en na die seisoen weer aangaan met hierdie goed nie. So ook net in gedagte hou dat van hierdie belangrike goed waaraan ons moet voldoen, dit op datum gehou word. Draaipunte en onder vervoerbande is altyd 'n probleem. Die ouens maak oppervlakkig skoon. Ons los nie genoeg voetspore in die silo nie. Ons junior personeel is in die kantore besig met gradering in en uitweeg en draaipunte veral aan die einde of van die kopente, kopkatrolle en onder die vervoerbande hoop sifsels en kaf op wat staties raak en brandgevare definitief inhou sodat ons ook net dit in gedagte hou dat hierdie draaipunte en goed moet skoon wees. En dan, ek dink ook 'n baie belangrike punt induksie vir tydelike personeel en die aftekening van kontrakte. So wat ek daarmee bedoel is dat ons daar waar ons tydelike personeel inkry om vir ons te help met die seisoen, dat ons wel ordentlik induksie gee mense, ons aanvaar dat hierdie mense weet wat om te doen. Dit is nie die veiligste omgewing om in te werk nie. Ou sit gereeld met beserings aan diens as gevolg van nie voldoende induksieopleiding. En dan die afteken van kontrakte, net 'n punt wat ek daar kan noem. Raadsaam dat as hierdie mense by jou begin, laat hy klaar sy kontrak afteken, die nodige induksie afteken. Dit is moeilik vir mense om sy kontrak te kon teken as sy hand klaar af is. So ek dink dat ons hierdie goed in plek kry voor daai tydelike personeel by ons begin werk. Bankers, dink ek net 'n paar puntjies, die ouens wat bankerfasiliteite het. Ons het nou tyd om te kyk na herstel van seile. Mense, daar lê miljoene rande se graan onder 'n dun seiltjie. Ek dink is regtig die moeite werd om die tyd te vat en te kyk dat hierdie seile ordentlik herstel word en laat die gaatjies wat daar is ordentlik goed toegeweld en geseël word. Oppervlakvoorbereiding in die aard van die saak binne in die banker, dat ons hierdie goed rol en kyk vir klippies en goed wat rond lê vir ons grondseile. Laat grondvog nie deurslaan en die granaat maak nie so oppervlakvoorbereiding. Dink ek is een van die belangrikste punte voor ons dan begin graan ontvang in bankers. Masjienskerms in plek. Ja, so vervoerbande, veebande en goed word vervang en almal is in 'n gejaag en die laaste ding wat ons doen is om die masjienskerms terug te sit. En ons weet dat by graanbankers en silosakke baie bewegende goed is, bewegende dele is, dat ons seker maak ons masjienskerms word teruggesit. Rondom genoegsame straps, ek weet nie regtig wat is die Afrikaanse woord vir straps nie, so daar's die Engelse woord waarvoor jy gewag het. Genoegsame straps, mense wat ons by ons in ons omgewing gesien het die laaste jare wat is dat ons kry nie meer hierdie reën wat ons die laaste paar dae sien, dat dit vir 2 of 3 dae sag reën en hy's verby nie. Ons is meer, dit lyk vir my ons gaan meer in die rigting waar ons met 30 en 40 mm storm sit wat gepaard gaan met vreeslike wind. So dalk raadsaam om 'n bietjie meer straps op die bankers te sit. Gesê dit is 'n dun seiltjie wat daai graan beskerm en hierdie rukwinde ruk als uit mekaar uit. So ek dink as ons die seile bietjie meer vestig, met dalk 'n strap of wat meer teen minimale koste, dan dink ek gaan dit vir ons as mens net hierdie rukwinde in gedagte hou deesdae. Fisiese inspeksies dink ek vir ouens wat met bankers werk en is vertroud met dit, dalk net al die ouens weer op paar kry dat dit baie belangrik is om hierdie fisiese inspeksies op 'n gereelde basis te doen. As die weer dit toeraad die banker oop te maak, dalk 'n meter of 2 oop te trek vir die ouens wat reefers het, dat die graan bietjie kan asemhaal, kyk vir kondensasie, loop op die banker, voel vir korse op die banker en plaagbeheer uit die aard van die saak ook dan krities belangrik. Ons sien laat muise en rotte en goed grou onder die sink deur om by die graan uit te kom en dan uit die aard van die saak kan water ook daarin kom. So die toepas van plaagbeheer dink ek by bankers ook 'n belangrike punt dat ons graan kan veilig hou. Silosakke min of meer dieselfde punte as by die banke, oppervlakvoorbereiding in die aard van die saak, nog 'n dunner seiltjie as by bankers. Baie belangrik, masjienskerms het ons van gepraat. Plaagbeheer het ons van gepraat, veral in die geval van silosakke
waar ons dan nou met 'n dun sak 'n paar duisend ton beskerm, dink ek kan ons regtig die moeite doen om toe te sien dat ons mense die nodige plaagbeheer toepas. Koppe ordentlik toemaak mense, ja, so almal is gejaag. Ons hardloop om by die volgende sak uit te kom. Die laaste ding waar ons aandag gee is om die vorige sak ordentlik toe te rol. En dan wil ons vra as ons begin uitlaai hoekom die bekke vrot is. So ordentlik daai koppe toedraai. En of jy hom nou met 'n hout toedraai of met 'n paal of met 'n wat ook al jy jou koppe toedraai, seker te maak hy word ordentlik toegedraai. Laat ons dan water en vog uit die sakke uithou. En ook dan 'n weeklikse inspeksies op sakke. Is ook maar 'n omgewing waar rotte en muise gate en goed maak. Uile wat in die aand weer agter die rotte en die muise aan is wat met hulle naels gate in die sakke maak. So ek dink weeklikse inspeksie op sakke is van kardinale belang om seker te maak ons graan is veilig. Ek het een gemis, die spasie tussen die sakke. Belangrik mense dat 'n ou dalk 2 rye sakke gooi, spasie ooplos en weer 2 rye sakke gooi, wat ook al jou praktyk is, net in ag te neem dat mens moet te alle tye by enige sak kan uitkom. As daar 'n probleem by 'n silo sak is, dat dit vir jou moontlik is om by hom uit te kom en jy nie eers 'n hele ry hoef op te tel om by daai spesifieke sak uit te kom nie. Was maar my gedagte daar gewees. Dan risiko's tydens berging en hantering. Raadsaam dink ek om na die ontvangstes van sonneblom en soja hierdie buise oor te trek. Dit is hoë risiko gewasse. Ons sit met natter plantmateriaal, ons sit met groenpele, al hierdie klas van goed. Dit is 'n oliesaad, mense ons almal weet dit, so ek dink dit is raadsaam om na die ontvangstyd hierdie sonneblom en soja oor te trek en kwaliteit en jouself net gewis van die kwaliteit. Siftoetse. Dink ek mense dat dit is regtig belangrik dat ons spot checks gaan doen. Dit raak gebruik dat ons nie meer ons junior kantoorpersoneel stuur nie, maar ek sien in baie gevalle word sommer die bordbediener of 'n masjienbediener of iemand in die silo gesê om te gaan sif en ons aanvaar dit as reg. En nou begin ons uitlaai en ons sit met graan wat insekte het, maar maandag met die siftoetse was daar nie 'n probleem nie. So my voorstel sal wees wanneer jy jou siftoetse kry, gaan doen spot checks op so 3 of 4 buise wat aangedui word as skoon. En kyk, en ek dink op hierdie wyse ook dan vir die mense attent te maak dat jy aanvaar dat hulle werk reg doen, maar ons gaan kyk en maak vir onsself ook seker en los voetspore in die silo. En dan weet ons ook die ouens is bewus daarvan dat ons so nou en dan double check en net vir onsself seker maak. Winterinvestasies, ek sien die laaste jaar of 2 mense met die weerspatrone wat 'n bietjie verander. Sit ons in sommige gevalle met warmer winters. Uit die aard van die saak sal dit afhang van seisoen tot seisoen, maar die gedagte rondom winterinvestasies, ons sien dat insekaktiwiteit nie net meer beperk is tot ons somermaande nie. So laat ons ook ons siftoetse in die winters doen en seker maak ons graan is insekvry. Onsuksesvolle beroking, pultoediening en lekkasies op sirkulasiesisteme was die gedagte of dit waarin ek gedink het ook net dat baie van hierdie goed laat ons soos die siftoetse laat ons ook oor aan van die silo personeel en nou kom jou buis onder beroking uit en die beroking is onsuksesvol mense en ek dink baie van hierdie onsuksesvolle berokings het te doen met onvoldoende pultoediening of dan sirkulasiesisteme wat lek en ons nie die nodige of die voldoende gasbootstelling kry nie. So laat ons ook net weer die ouens attent maak daarop dat ons hierdie goed dit kos ons 'n klomp geld om buise te berook. So herberokings is nie vir ons lekker nie. Laat ons seker maak dat ons die pultoediening gaan monitor en seker maak ons sirkulasiesisteme is ordentlik afgeseël. Skierigene is 'n algemene besprekingspunt. Ek dink nie of ek regtig vasstaak by hom nie. Seker maak ons plekke is skoon, netjies en in goeie orde. Ek dink nie ons gaan voldoende plaagbeheer en beroking in plek hê as skierigene nie op datum is nie.
Visuele inspeksies, kondensasie, deurligting en buislekkasies het maar te doen met ons bobuis inspeksies, soos ons dit noem. Mense asseblief stuur julle assistente, hulpbestuurders, wat ook al hierdie mense in verskillende organisasies genoem word. Moenie hierdie goed oorlaat aan silopersoneel nie. Dit hou vir ons wesenlike risiko in. Ons kom by bedryfspunte waar jy is 20 meter weg van die buis af, dan ruik jy al daar's 'n probleem, maar niks is gerapporteer nie. En ek dink die rede vir hierdie is dat ons los hierdie goed vir silopersoneel. Nie dat ek sê hulle kan nie die werk doen nie, ek dink net daar's mense aangestel om hierdie werk te doen, so gebruik hulle vir dit. Buise lewendig hou, gedagte daar rondom was net, baie van ons silo's word vol. Ons het nie dalk dadelik die kans om oor te trek, eerste buise, dalk nat buise. So hou alle buise lewendig tydens uitlaai tot ons dan oop buise het om te kan gebruik vir beroking en oortrek van graan. Instandhouding het meeste van die vorige ouens oor gepraat. Vir my is daar net 'n reputasierisiko as dit by uitlaai van graan of die inname van graan kom en ons staan meer as gereeld met goed wat reggemaak moet word, soos dalk byvoorbeeld bakkieshuisers waar beerings gaan lê ensovoorts ensovoorts. So ek dink nie instandhouding is iets waarop ons kan spaar nie. So deurlopende instandhouding, ek dink ook aan iets soos voorkomende instandhouding kan ons, ek dink reputasieskade redelik afdek as ons hierdie goed vroegtydig in plek het. Dan mense, my laaste punt is iets waar ek lank gesit en dink het, ek was eintlik half onseker, moet ek daaroor praat, moet ek dit deel? Gaan ons dit intern maatskappy vir maatskappy hanteer, maar ek dink die geleentheid is baie min waar ons almal bymekaar is. En ek dink tog ek wil graag iets daaroor sê, so ek het die punte gehad rondom personeel omset, 'n tweede vlak van bestuur, ek het konflikhantering hier in junior personeel, force-feed inligting, teoretiese inligting, ek het ietsie ook oor kultuur, en dan ons almal ken die gesegde van culture eats strategy for breakfast. So ek gaan al die goed saamvat in 'n kort gesprek, mense. Ons sit in 'n graanomgewing waar personeel omset eenvoudig weghardloop. Ons kry nie retensie van personeel bestuur nie. Dit voel vir my half ons is almal daar waar ons dit hang net af wie's bereid om die meeste vir die minste kundigheid te betaal, want ons sit met tekort aan personeel in ons bedryf, en wat ons raak sien is dat hulpbestuurders of assistentbestuurders het weggeraak, en waar is hierdie mense heen? So my opinie of my siening is, hierdie mense is opgeneem deur silobestuurderposte te vul daar waar dit beskikbaar geraak het. So die bekommernis aan my kant, of dit wat ek op die tafel wil sit, en ek hoop dit val op die regte ore, mense wat in posisies is wat hierdie kan dryf en kan gaan terugsit en daaroor dink. Mense is laat ons druk, en ek het geen probleem met 'n teoretiese kursus nie. Ek dink daar's baie goeie kursusse buite vir die ouens om te doen. Ons probleem is dat ons geharde ouens, ons ouer mense, baie van hierdie mense staan op die punt om af te gaan en te gaan rus, en die ouens wat hulle poste moet vul is die huidige hulpbestuurders, en die probleem is daar is nie mense wat die praktiese ondervinding het om hulle poste te vul nie, en ons almal is daar waar ons nou begin mense en dis goed as mense skuif, gaan doen 'n bietjie op ondervinding by ander maatskappy. Wat net nie vir my gesond is nie, is dat van hierdie junior personeel 5 maatskappye se hemp dra in dieselfde jaar. So ek dink om dit nie 'n lang gesprek te maak nie, mense, wat die rede is vir hierdie vreeslike personeel omset, het ons ook self nog nie 'n antwoord voor nie. En wat ek graag wil vra is laat die ouens wat in poste en posisies daaroor kan gaan dink, hoe gaan ons weer ons eie bloedlyne vestig? Hoe gaan ons weer daar kom waar ons by langdienstoekennings vir 20 ouens kan sê dankie vir 20 of 30 jaar se diens? Ek dink regtig dit hou vir ons 'n wesenlike risiko in, laat ons op die punt is waar ons as 'n bedryf van ons silo's moet laat bestuur deur ouens wat nog nie daai praktiese ondervinding het nie. So ek sê weer, ek het nie 'n probleem met 'n teoretiese kursus nie, my bekommernis is dat
die ouetjies nie meer die praktiese ondervinding het nie en ek dink ons is self grootendeels ook skuldig daaraan. Ons laat toe, laat mense in kantore sit die hele dag. So ek gaan dit daar los. Dit kan 'n wye gesprek raak. Net ek wou dit graag vir julle noem. Ek dink ons almal sit met dieselfde probleem dat ons gaan kyk hoe kan ons weer bloedlyne by ons vestig. En mense daar kry. Mense en ek wil net 'n laaste ding ook noem. So almal is op hierdie kultuur ding deesdae. Ons vra onsself die vraag of so waar's die maatskappy se kultuur heen? Ons almal was op 'n stadium daar waar ons deel gevoel het van 'n groter familie binne in jou werksomgewing. En die eenvoudige rede is personeelomset laat ons nie toe om kultuur te gebou te kry nie. Verhoudinge bou oor tyd. So iets net waarna ek gedink het, ons sal nooit kunsmatig kultuur kan vestig nie. 'n eenvoudige voorbeeld is as mens nou probeer kunsmatig kultuur vestig deur elke derde week vir ouens 'n worsbroodjie te braai of te sê weet jy wat, die maatskappy borg Vrydag almal braai worsbroodjies, dit skep net verwagting. Dit dra nie by tot kultuur nie. Ek dink wat wel tot kultuur bydra as ons op die punt kan kom waar bedryfspunte weer sê, weet jy wat, jy bring môre 'n pakkie wors, jy bring 6 buns, bel die silo-bestuurder langsaan, ons braai môre vleisie. Ek gaan dit daar los mense. Ek dink dit is 'n baie gesprek, dis net iets wat my gepla het en ook dan 'n wesenlike risiko. Ek dink die belangrikste punt wat ek vandag wou deel is dan die probleem rondom personeel waar ons gaan sit en dink. So Johan, dis my aanbieding. Dankie vir die tyd en sterkte vir die res van die voorleggings.